Goeiemôre. Jy luister na die 45ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Ons tema vir oggend is die voordeel van verwarring. 'n Bekende prediker en skrywer maak eenmaal die openbare opmerking dat wanneer 'n prediker klaar gepreek het en die gemeente stap uit met 'n enkele onduidelikheid oor die boodskap, het jy nie jou opdrag reg verstaan nie. Waarop Leonard Sweet met 'n kort opmerking reageer: "Ja, net soos Jesus, nê?" Uit die 4 evangelies is Markus die reguitste oor die disippels se gebreke. Hulle sukkel om Jesus se gelykenisse te verstaan. Jaag ouers weg wat hulle kinders na Jesus toe wil bring. Hulle harde harte word ontbloot. Hulle gebrek aan insig, hulle twyfel en hulle verskriklike versigtiging na mag. Ja, Markus sê basies: die disippels het aan die einde van 3 jaar nie alleen die evangelie misverstaan nie, maar uiteindelik almal ook vir Jesus in die steek gelaat. Jy sal ook onthou dat ek vroeër daarna verwys het, dat die oudste manuskrip van Markus se evangelie gestop het met die woorde, waar die vroue nie die boodskap van Jesus wat opgestaan het, gaan verkondig het nie, want hulle was bang. Om die waarheid te sê, die Griekse teks eindig met die woorde, hulle was bang want. 'n Verskriklike stomp einde. Maar Markus maak dit duidelik dat alleen Jesus die een is wat God volledig ken, die evangelie volmaak nie alleen begryp nie, maar verkondig, die gebooie van God volmaak nakom, en basies die een is, die enigste een op aarde is, na wie toe ons kan gaan, wat ons nooit sal faal nie. Is dit vir jou ontstellend, of stel dit jou juis gerus? Markus se evangelie mag 'n mens moontlik ontstel, maar hy wil ons leer hoe ons as disippels van die Here is, en nie hoe ons wens ons is nie. Dit is dus veel beter om eerlik te wees oor ons eie tekortkominge, vertwyfeling, klein geloof of selfs ongeloof. Maar dit is 'n moeilike pad. Dis makliker om die indruk te wek en 'n beeld te vertoon dat alles hier oukei is. Ons ry eenmaal verby 'n advertensiebord met 'n lewensgroot foto van 'n mega prediker daarop gedrapeer. Hier van agter af vra Hanna, ons jongste: "Pappa, wat is fout met daai oom se gesig?" Ek het ook sy breed glimlaggende figuur gesien, maar ek het nie mooi verstaan wat sy bedoel nie. Ek het intussen van haar opmerking vergeet, totdat ek onlangs in die koerant lees dat die prediker en sy vrou al vir langer as 'n jaar geskei is, sonder om die gemeente daarvan in te lig. Verstaan my nou mooi, ek haal nie die man uit omdat hy geskei is nie. Enige iemand wat langer as 'n jaar getroud is, sal weet dit is 'n werklikheid wat almal in die gesig staar. En laat die een wat sonder sonde is die eerste klip gooi. Waaroor ek my wel uitspreek, is die oneerlikheid daarvan en die voorgee dimensie daarvan. Sal mense net iemand wil volg wat volmaak voorkom, altyd in beheer, met preke waarvan almal uitstap en presies weet wat Jesus bedoel het? Ek dink wat Hanna raak gesien het, is hoe dit lyk as ons te hard probeer voorgee wat ons nie is nie. Dalk word ek daarvan beskuldig dat dit my manier is om te cope met my imperfeksie, my vertwyfeling, die gereelde herinnering dat ek die evangelie nog nie volmaak verstaan nie, en verseker nie nakom soos ek moet nie, dat ek my meer op die pad verloor, steeds begeer, skel as ek die verval van ons land aanskou, en te midde van die Here se reddende genade, steeds die 10 gebooie verbreek. Daar is dae wat ek die groot gebod van Jesus ten minste 3 maal verbreek en dit nogal voor ek ontbyt geëet het. Liefde vir God, my naaste en myself. My hoop is dat daardie mega prediker die geleentheid gebruik om tot verhaal te kom. Verhaal met 'n hoofletter H. My wens vir hom is dat hy byvoorbeeld die geskrifte van die kerkvaders lees
En daar sal hy sien dat daar nie 'n greintjie voorgee by hulle te bespeer is oor hulle tekortkominge nie. Juis in die erkenning van ons eie tekortkoming, vertwyfeling, sonde en verlorenheid selfs, dryf ons na die arms van die Here, soos een kerkvader dit genoem het. Kan daar enige voordeel wees aan al hierdie dinge? Kan daar enige voordeel wees aan verwarring? Kan daar enige voordeel daaraan wees om beskeie te erken? Here, ek het misluk. Ek verstaan U nie altyd nie. Ek volg U nie so getrou nie. En ek gee ook maar dikwels voor. Ek sou nee gesê het, as dit nie was vir wat Jesus self gepreek het nie. Kom ek lees vir jou van die mees skokkende woorde wat Jesus ooit gepreek het voor. Direk nadat hy die gelykenis vertel het van die saaier wat uitgegaan het om te gaan saai, Markus 4. Luister aandagtig na die volgende woorde. Terwyl hy, dit is Jesus, alleen was, het die omstanders saam met die 12 hom uitgevra oor die gelykenisse. En hy het vir hulle gesê, aan julle is die geheimenis van die koninkryk van God bekend gemaak, maar vir hulle daar buite word alles in gelykenisse gegee, sodat hulle sal sien en tog nie sien nie, en hoor en tog nie verstaan nie, en hulle nie terugdraai en vergewe word nie. En Jesus sê vir hulle, begryp julle nie hierdie gelykenis nie? Ek dink 'n gepaste reaksie hierop sal wees. Wat? Het ek Jesus reg gehoor? Jesus sê, ek vertel gelykenisse, sodat die mense nie sien nie en nie verstaan nie, en sodoende nie terugdraai en vergewe word nie? Ja, dis presies wat Jesus gesê het. Maar hier moet ons Jesus vertrou, dat niks wat hy ooit gedoen het, sleg is nie. Wat Jesus hier uitlig, is die voordeel van verwarring. Maar dan moet jy dit reg benut. Ek wens ek het vanmôre tyd gehad, om die innerlike spanning wat jy dalk nou mag ervaar, oor waarom Jesus dit gesê het, te verbreek. Maar daaroor praat ons maandag verder. En ook oor die prediker en die sterrekundige, wat langs mekaar op 'n vliegtuig gesit het. Intussen kan ek en jy dink, oor wat sou die voordeel wees van verwarring? Hoekom sou Jesus so in raaisels preek, deur gelykenisse te vertel? Ons gebed vanmôre kom uit die groot gebedeboek. Here, ek wil nie meer uit eie krag probeer nie, want ek hoef nie. Ek vertrou my sondige lewe aan U toe, en ek rus in U genade. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde naweek vir elkeen.